Jy is 'n seun of 'n dogter van God, deel 3. Die doel van hierdie reeks is om die waarheid oor die kennis van die Seun van God in die Bybel uit te wys en hierdie kennis te gebruik om te groei tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Lees of luister eers deel 1 en 2, anders gaan deel 3 baie moeilik wees om te absorbeer. Nou kom ons delf nog 'n bietjie dieper in die waarheid oor die kennis van die Seun van God. Ek wil nou graag 2 Petrus 1 vers 3 tot 4 saam met jou leef. Immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deeg, waardeur hy ons die grootste en die kosbaarste beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur begeerlikheid in die wêreld is. Ons het nou net gelees dat God ons alles geskenk het, let wel daar staan alles, om deel te word van die goddelike natuur. Nou om 'n deelgenoot te wees van die goddelike natuur, moet jy ten eerste regverdig wees. Nou kom ons gaan kyk in die Bybel of jy regverdig is, en 'n deelgenoot is van die goddelike natuur. Romeine 3 vers 21 tot 24 sê, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar, sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig, die geregtigheid naamlik van God, wat deur die geloof in Jesus Christus is, vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Maar ons verkondig baie keer net tot daarso, maar die volgende versie sê, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder verdraagsaamheid van God, om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self geregverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. Jy is alreeds deur God se genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Romeine 5 vers 1 en 2 sê, omdat ons dan uit die geloof regverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Nou jy is al reeds geregverdig in die bloed van Jesus, en jy kan niks meer doen as wat Jesus alreeds gedoen het nie. Romeine 5 vers 7 en 8 sê, nouliks sal iemand vir regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus, hoor nou hierso, vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom geregverdig word van die toorn. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God deur ons Here Jesus. Nou om saam te vat wat ons sover ontdek het in deel 1, 2 en 3 oor die kennis van die Seun van God, is die volgende. Jy is uit God gebore, jy is een gees met God, God bly in jou en jy is ook in hom, God is jou Vader en jy is sy seun, en jy is regverdig. Nou jy moet eers oor hierdie 5 punte wat ek nou net genoem het mediteer, anders gaan die volgende stelling jou heeltemal oorweldig. Luister wat die apostel Johannes skryf in 1 Johannes 4 vers 17. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons het die liefde wat God tot ons leer ken en geglo. God is liefde en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Kan jy sien hoe een jy met God is, as jy in God is en hy in jou?
Dan gaan hy verder en dan sê hy, hierin die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oorlogsdag. Want soos hy, dit is nou Jesus is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite. Want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Ek lees weer vers 17. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Neem kennis daar staan, soos hy, dit is Jesus, so is ons. Nou ek gaan definitief nie meer sê as wat geskryf is nie, met ander woorde, al wat ek gaan sê is, soos Jesus so is ek en jy ook in hierdie wêreld. Nou ek dink jy voel teen hierdie tyd baie opgewonde en voel asof jy uit jou vel kan spring, of jy voel miskien dat jy jou Bybel moet gaan haal en self kyk of hierdie skrifgedeeltes regtig in die Bybel staan. Nou ek raai jou aan om nou te stop en eers jou Bybel te gaan haal, sodat jy self kan sien dat wat ek lees regtig in die Bybel geskryf staan. En as jy hierdie op audio luister, die geskryfde deel is op Facebook, jy kan dit kry by Jesus Christus leef in jou. Kom ons bid saam. Dankie Vader vir die openbaring van Jesus Christus en die kennis wat ons kan verkry om gevul te word met al die volheid van God. Ek wil afsluit deur 'n persoonlike vraag om oor te gaan nadink. Glo ek dat ek deur God se genade klaar regverdig is? Of dink ek nog aan myself as 'n verlore sondaar?